Goeiedag, liewe luisteraars. Je is altijd welkom hier bij Joy Gospel Radio, die kanaal met die goeie nuus en die blije boodskap. Halleluja, is mos 'n blije boodskap wanneer ons van Jesus praat en oor sy wonderwerke en dit wat hy vir ons kan doen. Ag, vriende, Paulus skryf en hy sê dat ek reken nie dat die lyding van hierdie teenswoordige tyd sal kan opweeg teenoor die heerlikheid wat aan ons geopenbaar gaan word nie. Nou dis waarvoor ons die lewe het, want Christus het vir ons gesterf en hy het vir ons die ewige lewe beloof, vriende. Nou ek is Willie Sondersen en ons nooi u vriendelik uit om vir die volgende halfuurtjie saam met ons te gaan kuier hier by nog 'n aflewering van die program Wolke van Getuienis, en ons wil graag net vir Barry van radio die blye boodskap Joy Gospel Radio baie dankie sê vir hierdie kanaal wat ons saam met hom kan gebruik. Baie dankie, Barry. En nou hierdie is die 9de aflewering van die reeks waarmee ek praat oor die dogtertjie wat ons aangeneem het en die pad wat ons saam met haar gestap het. Nou, vriende, moontlik is daar van ons kykers wat deur hierdie getuienis ook weer kan moed skep en sien, Here, ek is nie alleen nie. Ek weet as Willie Sondersen daardeur kon gaan, is daar dalk hoop vir my ook. Dit maak nie saak wat u deurmaak nie, onthou net die Here is naby. Nou vriende, weet, daar is 'n uitkomste in Jesus. Moontlik gaan u deur 'n soortgelyke trauma en dit voel vir u asof daar geen oplossing is nie. Jy dalk siekte of werkloos of enigiets anders dan, maar weet dit, ag ek wil dit vanaand vir u vandag vir u so mooi uitspel. Die Here is daar, vriende, of ons dit nou wil hê en nie wil hê nie, of ons dit nie dink nie en so aan nie, maar hy is daar. En hy gee vir ons hierdie getuienisse. Nou ook kan ek self vir u sê dat ons deur dit die getuienisse te bring, spoor jou ook aan om dan ook deur hierdie onthou, vriende, daar is geen oorwinning as daar nie 'n oorlog is nie. Nou, dit maak nie saak hoe groot die beproewing is nie, God sal jou die nodige krag gee. Moet net nie moed opgee nie, moet net nie ophou nie. 1 Korintiërs 10 vers 13 sê, geen versoeking het julle aangegryp behalwe 'n menslike nie, maar God is getrou wat nie sal toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie, maar hy sal saam met elke versoeking ook die uitkomste gee, sodat julle dit sal kan verdra. Die Engels sê dit so mooi, God will show us a way out. Halleluja. Nou verlede week het ek vertel dat ons dogter Michelle so verbeter het, dat sy in 'n spesiale skool opgeneem is, wat voorsiening gemaak het vir kinders wat ly aan epilepsie. Nou die grootste probleem vir haar en vir ons was natuurlik die feit dat sy in 'n koshuis deur die week moes bly. Ons het haar maandagoggende geneem en dan weer Vrydag gaan haal. Dit is so omtrent so 70 kilometers van ons huis af. Nou vriende, dink u self aan hierdie skielike stilte in ons huis was vir die eerste tydperk maar 'n baie hartseer saak. Tydperk. Ons huis was skielik leeg en haar stemmetjie was stil. Hierdie verandering was vir Michelle net so traumaties as vir ons, omdat ons haar alles vertel het van haar aanneming toe sy groter geword het hierdie skielike skeiding vir haar gevoel asof sy gaan nou verwerp word. Ons gaan haar nou eenkant stoot, want sy is nie ons kind nie, en dit alles, en dit kan gebeur met kinders wat aangeneem is, en so aan. Nou ons het baie daaroor gebid dat God die wonde van die verlede sal heel. En nou Michelle was nie skaam om vir die kinders en vir die onderwyseresse en onderwyser
is by haar skool te vertel van haar pappa se getuienis van die ongeluk waarin ek 90% van my liggaamsvelle verloor het in 'n ontploffing. Almal het my verhaal geken, selfs daar by die skool. As ons maandagooggend 'n koshuis toe gery het, dan het sy my gevra, het papa miskien nog van my en jou se getuienis op kaset in die motor. Nou daai tyd was dit kasette. En ek het tamelik oral saam met my gevat. Dit was maklik, dit was heerlik om vir mense dit te kan gegee. Nou ek het altyd toe in my motor so 'n stelletjie wat gehad. Nou, want ek wil dit vir die onderwyseresse ook gee, as ek kan vra, wat moet jy daarmee maak? Dan sê sy nee, sy wil vir die onderwyseresse en die onderwysers gee, dat hulle kan luister, papa. Sy het hoeveel kassette gratis weggegee, en die meeste by die skool het haar verhaal en my verhaal geken. Op akademiese gebied het sy glad nie uitgeblink nie en kon sy steeds nie lees of skryf op 9-jarige ouderdom nie. Ek het haar verleentheid gesien wanneer ander kinders soos haar neefs en niggies kan lees en skryf en sy kon nie, sy het sien nie agter begin bewe wanneer sy tussen kinders is en dan het sy by ons kom 'n skuiling soek. En nou die verleentheid wanneer sy naweke by die huis was, het sy vroeg in die oggend gekom en in my gebedskamer met haar kombersie en kussings ingekom terwyl ek besig was om met die Here te praat. Nou wanneer ek dan klaar gebid het, het sy op my skoot op die vloer kom sit en dan het sy vir my 'n bietjie geskrywe, dit wat sy kon geskryf het. As ek na die briefie kyk, was daar maar net so 'n paar lyne getrek oor die bladsy. Dan het sy die briefie vir my gegee en my aangesê om die briefie te lees, wat sy vir my geskryf het. Nou hierdie briefies het ek bewaar in 'n leer en wanneer ek haar getuienis gebring het, het ek dit aan die gehoor gewys. Nou etlike jare gelede het hulle my motor op die rand gesteel en al daardie bewyse wat in my tas was, het saam met die motor verlore geraak. Nou wanneer sy dan hierdie briefies vir my gegee het om te lees, probeer ek dan om dit te ontsyfer, want dit is net sulke lyne wat sy getrek het. As ek sukkel om die gekrapte probeer ontleed, dan sal sy altyd baie gou vir my vermaan en vra, maar papa, kan jy dan nie lees nie? Vriende, dan het ek daardie hulpelose en vernedering in haar oogies gelees en my hart was stikkend. Elke ouer wil tog hê dat hulle kinders moet presteer. Elke ouer koester tog ideale vir hulle kinders. My onvermoë om die briewe dan, wat sy aan my geskryf het, te ontsyfer, het my genoodsaak om op 'n baie diplomatische wyse vir haar te vra, wat dink jy my skat, wat dink jy wat staan daar geskrywe? Gou sal sy weer vermaan en daar oogies so afslaan, maar kan jy dan nie lees nie? Daar staan geskrywe, papa, ek is baie lief vir jou. Soms het die trane in my oë gebring wanneer ek haar onvermoë sien, as sy so graag my wou beïndruk met haar liefdesbriefies wat sy aan my sou geskryf het. Nou, wanneer jy daarna kyk, dan was dit net soos iemand wat 'n bewerige lyn wou trek. Daar was geen letters of woorde wat jy kon uitgemaak het nie. Een oggend was ek weer in gebed in my gebedskamer in Alberton in Johannesburg. Reeds vroeg af het ek met God gepraat. Sy het my gehoor bid en weer soos gewoonlik by die kamer ingekom. Dit was een van daardie oggende wat jy die teenwoordigheid van die Here so sagvol, so liefdevol, so strome van water gewaar het hier om jou. Vriende, daar is tye wat 'n mens mos voel dat met die koning van die heelal praat en dat jy sy scepter vir jou uitgehou het en vir jou sê, my kind, jy kan maar praat, ek luister, ek sê mos in my woord, al die beloftes is hele sinne. Dit was asof ek op hierdie glinsterlike vloere in die paleis van die groot koning voor sy troon gestaan het. As ek hom sien sit op 'n hoë en verhewe troon, omring met die ontoeganklike lig wat hom omstraal.
Jy besef skielik dat daar geen steuring op hierdie verbintenis met God was nie. Die grond waarop jy staan is heilige grond. Dit is 'n gevoel, en daar moet geen steuring op hierdie verbintenis met hom te staan, soos heilige grond. Ek het geweet dat God my hoor. Daar het moontlik miljoene gelede gebede voor sy troon opgegaan op daardie môre, op daai selfe oomblik. Maar op daai oomblik, vriende, prys die Here, was dit my beurt. Dit was my beurt om met God te praat. En ek het sy teenwoordigheid gevoel. Sy scepter het geskutte hier in my rigting. My kind Michelle het by my kom staan en ek het gevoel, o my God, vanmôre moet U my hoor. Ek het God gesmeek vir 'n wonderwerk vir my kind. Ek het my hande op die agterkant van haar hoofie gelê en met trane voor God gehuil, dat hy my kind moet aanraak. Here, dat sy net kan lees en skrywe. Neem tog hierdie verleentheid van my kind af weg. Was my smeeking na God se troon, hierdie uitroepe na hom toe, vriende. Dan is jy desperaat, jy wil graag resultate sien. Vriende, in my gees het ek geweet dat dit die oggend was, dat ek het net daai gevoel gekry dat God my gebed hemelwaarts beweeg het. God in sy groote almag het my noodkreet gehoor. Ek het gevoel hoe die strale van sy genesing deur my liggaam soos elektriese strale beweeg. Vriende, hoe genesing hoe ook al, vriende, hoe begeer ek vandag dat dit elke keer so kon gewees het, wanneer jy bid om hom op sy troon te sien sit in sy majesteit, sy teenwoordigheid, sy soewereiniteit, jy beleef en die stemme van die serafs wat so om hom vlieg te hoor as hulle uitroep, heilig, heilig, heilig is hy wat op die troon sit. Die 4 lewende wesens voor die troon en die 24 ouderlinge wat rondom die troon op hulle goue trone gesit het en telke maal voor sy aangesig neergeval en hulle krone voor hom neergegooi en eer aan hom gegee, dat hy 'n groot en 'n wonderbare God is. In my geestesoog aanskou ek hierdie asemrowende toneel. Hierdie ontsaglike toneel, die lig wat skyn uit sy troon het, net al helderder en helderder geskyn, hoe nader ek aan sy troon gekom het, etlike weke later, vriende, later na hierdie ontmoeting, dat nie daadwerklik iets gebeur volgens my nie, maar na hierdie ontmoeting word ek uitgenooi om my getuienis in Engels te gaan bedien by 'n kerk in Durban. Nou vriende, ek in die Engelse taal was maar nie bloedbroers nie. Ek was effens bevrees oor die Engels. My angsgebed was, Here, dat die mense sal doop met ek het die Here gevra, Here, doop hulle met die uitleg van tale, dat hulle net my sal verstaan. Psalm sê, hy is 'n vesting vir die behoeftige. Toe hy benoud was, die oomblik toe ek in die auditorium instap van daai ontsaglike groot saal, was alles selfvertroue aan skerwe. Ek het my plek agter die preekstoel ingeneem. Die atmosfeer was swanger van verwagting om hierdie merkwaardige getuienis uit my mond te kon hoor. Die pastoor het glo die Amerikaanse weergawe van my die Afrikaanse weergawe, van my getuienis geluister toe hy op een of ander lang afstand reis was in sy motor. Dit het ons so aangegryp dat hy gevoel het dat sy mega gemeente dit ook moet hoor. Omdat ek bewus was van my onvermoë veral voor so groot geskare, so groot gehoor, het ek voorsorg getref deur aantekening te maak van al die groot Engelse woorde in 'n swart boekie, sodat as ek sou vasbrand, ek my kon beroep op die swart boekie,
terwyl ek by die preekstoel staan, maak ek die boekie oop waar ek die woorde geskryf het, om dan nou sommer skielik naslaanwerk te kan doen. Maar skielik begin die blaaie van die boekie vat my, asof die blaaie begin beweeg, asof deur die toedoen van 'n onsigbare hand of wind, die blaaie omblaai en tot 'n bladsy voor die laaste bladsy in my swart boekie. Ek probeer die blaaie terugblaai na die plek waar ek dan die aantekening gemaak het. Maar skielik val my oog op 'n vreemde aantekening op die laaste bladsy van hierdie boekie van my. Tot my verbasing kyk ek na die handskrif op die bladsy en asof ek dit wil erken. Die lyne, ja, die lyne wat ek hier voor my sien, het woorde gevorm. Asof die persoon wat dit geskryf het baie gebewe het. Vir 'n oomblik staan ek sprakeloos terwyl die gehoor angstig wag dat ek moet begin praat. Ek het weer na die geskrif gekyk en asof ek vasgenaal is aan hierdie geskryf hier in my boekie. Het ek gekyk en ek kon dit lees. Weet jy wat staan daar? My pappa se naam is Willie. Ek was stom. Here, wat het hier gebeur? In my siel, vriende, het ek geweet God het my kind aangeraak. Dat sy kan skrywe. Voor my oë aanskou ek hierdie wonderwerk. Ek het die sinnetjies weer en weer en weer gelees en ek het vir 'n oomblik vergeet van hierdie skare wat in hierdie auditorium wagtend is op dit wanneer ek gaan begin praat. God het weer vir my gewys, Willie, ek is steeds in beheer. Soms voel dit, vriende, asof God volgens ons te laat op die toneel verskyn het. God was nie bekommerd oor my vrese vir die Engelse taal nie, maar in daardie oomblik voor die aanvang van my getuienis, wys God vir my, ek het jou trane gesien, ek het jou gebed van daardie Sondagoggend uitelike weke terug gehoor. Jy's myne. Wat ek vermoed was dat Michelle het moontlik die swart boekie in die hande gekry en die geleentheid gesien om haar skryfvermoë in die boekie te beoefen. My gemoed, vriende, u kan in jouself dink, my gemoed was so vol oor God se grootheid en sy majesteit en die bewys is hier voor my. Ek staan in awe, sal ek sê, he is such a great God. Ek staan daar. Wat sal vir God te wonderbaar wees? Die broers van Josef voor hom kom staan en hulle nie weet wat nou met hulle gaan gebeur nie. Wat die skrif vir hulle teen die muur? Wat is die volgende stap wat hierdie vreemde man gaan aankondig? Moontlik het hulle ook soos hulle self verwyd vir die leed wat hulle aan Josef gedoen het en gesaai het en die smarte wat hulle oor hulle ou vader besorg het. Vriende, wat jy saai, gaan jy maai en dit het seker ook maar hier by hulle ook pos gevat. Wat deur vir hom te lieg en te verklaar, hulle het aan ou Jakob gelieg, dat Josef opgevreet was deur die wilde diere. Nou het die wiel van die lewe gedraai en is hulle aan die oeste kant, aan die kant waar dit geoes moet word. Die lewe, vriende, is 'n tydperk van realiteit. Die bewys van hul betrokkenheid by die silwerbeker se verdwyning uit die heerser se huis kon nie betwis word nie. Dit was 'n realiteit. Toe Benjamin se sak oopgemaak word, het hierdie silwerbeker glinsterend aan die bokant van sy sak voor hulle in die sonlig geskitter. Van 'n oorwinning
na 'n vernedering. Nou wink die deure van 'n Egiptiese tronk vir hulle. Hoe gaan hulle ou vader reageer as hy die berig gaan ontvang dat sy seuns en Benjamin, sy lieflingsseun, opgesluit en vir altyd dalk vergeet gaan word. Maar in hulle vernedering wag die grootste openbaring wanneer Josef hul broer homself as hulle broer gaan openbaar en voorstel. Vriende, selfs my onvermoë met die engels, daardie aand, het die Here my ook raak gesien. En was dit 'n groot sukses. Siele het uitgekom, my siel het binne in my, het ek gejuig en gejubel. Al sal die vyeboom nie bot en die wingerdstok geen vrugte oplewer nie, en die drag van die olyfboom sal teleurstel. O, nogtans sal ek jubel in die Here. My kind kan skryf, het dit hier deur my verstand gemaal. Ek het nie omgegee wat om my aangaan nie. Vriende, terug by die huis, het ek opgewonde vir my liefling Annetjie die swart boekie gewys in ons kind se eie handskrif. 1 week later, met 'n Sondagoggend, het ek klaar gemaak om my kind na die Sondagskool toe te neem daar in Suidrand. Ek het haar in haar kamer op die bed gekry waar sy kinderbybel besig was om deur die kinderbybel soos gewoonlik net prentjies te kyk, te blaai en prentjies na te kyk. Sy kan mos nou mos nie lees nie. Ek loer toe so oor haar skouer en sien dat sy met haar vingertjie op die woorde druk en dan spel sy die woord eers, dan sê sy dit. Ek het nie geweet of ek moet lag of ek moet huil nie. Ek sê vir haar, liefling, lees weer vir pappa daai woorde. Sy spel en sê die woord perfek. Vriende, ek het so klein gevoel in die teenwoordigheid van hierdie onwonderbare Skepper. Vriende, wat is die mens dat hy aan ons dink? Die mense kan dat hy hom besoek, het Psalm 8 gevra, het hom weinig minder dan die engele gemaak, met eer en heerlikheid het hy hom bekleed. Vriende, daardie gebed, daardie Sondagoggend het God sy septe vir ons uitgesteek en haar aangeraak dat sy binne 'n bestek van weke kon lees en skrywe. Een Vrydagmiddag ry ek na Springs om my kind te gaan haal vir die naweek. By die koshuis roep haar onderwyseres my. En ek stap by die kantoor in en sy sê meneer Sondersen, ek wil jou net geluk wens met jou kind se prestasie. Ek het verbaas gestaan en kyk, en die onderwyseres wys my 'n koerant uitknipsel. Toe ek die berig lees, sien ek 'n foto van my kind met 'n silwer diploma in haar hand. Ek lees die berig en dit vertel dat my kind Michelle Melissa Sondersen en ander kinders wat ook in die foto geposeer het in 'n voordragkompetisie in die stadsaal van Springs hierdie diplomas verwerf, wat hulle resitasies opgeset. Vriende, kan dit wees, is God dan 'n klein God? Nee, hy's 'n groot God. By my kind se naam het die woorde gestaan, Michelle Sondersen, sy's die wenner in haar afdeling en sy is beloon met 'n silwer diploma. Die onderwyseres wens my hartlik geluk met ons kind se prestasie. Sy het die voordrag foutloos geresiteer en is as wenner uitgewys en daaroor die silwer diploma.
Vriende, in ons vernedering het God ons die openbaring gegee, dat hy God is en buiten hom is daar geen ander God soos hy nie. God sal altyd die wonder wat hy gedoen het, laat bevestig. Silwer het die tevoorskyn gekom uit wat vir ons 'n vernedering was, het God omskep in 'n oorwinning. Die ontdekking van die silwerbeker in Benjamin se sak was die begin van 'n avontuur wat vir Israel 'n tuiste bewerkstellig het, vir God se volk vir 400 jaar. Dit was ook die begin en die vervulling van die belofte van God aan Abraham, dat hy hom die land gee wat oorloop van melk en honing. U voel dalk vandag dat daar bly vir jou geen antwoord meer oor nie. Jy verklaar dat jy alles probeer het en niks wil vir jou uitwerk nie, vriende. Alles wat jy probeer het moontlik misluk. Moontlik sit jy vandag in trane, jou op sak en as op jou kos het jy nêrens waarheen jy kan gaan nie. Jy voel bankrotskap in die Here. Vriende, ek wil vandag vir jou sê, moenie opgee nie. Hou vas aan die Here. Kyk na Jesus. Hy wat in die dae van sy vlees gebede en sterk geroep met trane aan hom geoffer het, wat hom uit die dood uit kon red en wat verhoor is uit sy angs. Alles wat julle my Vader in sy naam vra, glo dat julle dit sal ontvang en julle sal dit verkry. Vriende, het jy al ooit Jesus as die primêre persoon in jou lewe gemaak? Breek daar die muur van skeiding tussen jou en die Here af, sodat jy hom beter kan sien. As jy kleiner word, is daar meer plek vir Jesus in jou lewe. Vriende, ek wil dit weer vir u sê. If your gospel costs you nothing, then it is worth nothing. Dank God vir die drukgange. Ek kan verklaar hoekom dit of dat in jou lewe verkeerd gegaan het nie. Het al ooit die gedagte gekry, wat help dit om God te dien? Ek sal maar weer teruggaan na my ou lewe. Vriende, as u die hele verlaat, gaan jy verseker slegter daaraan toe wees, as wat jy sou wees om die Here te midde van jou huidige omstandighede of haaglike toestand, te midde van sy skommeling in jou lewe, bly hom net vertrou. Die liedjie sê, die eind van die stryd sal gering wees, as ons eenmaal die einddoel bereik. Maak nou 'n sukses in Jesus. Mag die Here u seën met hierdie boodskap. Tot volgende week. Amen.